Geliefdes in die Here, hartlik gegroet in die naam van Christus Jesus, die koning van die kerk. Dit geld die elkeen en ook in die besonder die kinders saam met ons en nuwe lidmate en gaste. 'n Geseënde erediens u elkeen toegebid. Die volgende notas vir die aandag, geen aanderediens vanaand nog nie, wel weer DV volgende Sondag, ook geen katekisasie in die lig van die lang naweek vir ons laerskoolkinders en daarom ook nie 'n koppie tee en koffie na die erediens nie. Met vreugde broer en suster bekend te maak dat broeder Chris van Rensen na approbasie ons laat weet het dat hy die roeping as ouderling opvolg. Broeder van Rensen is in die dae wat kom en spesifiek die datum wat ons gegee het vir bevestiging is hy in die buiteland. Ons sal dit rustig aanpas. Ons loof die Here. Ook ter approbasie as diaken Suster Fiona van Staden. Die huisbesoekreëlings in die lig van vele vakansieskappe vir die Bougainvillea aftreeoord se 2 wyke. Ons het met al die broers en susters se afspraak DV 7 Mei om 10:00 in die gemeenskapsaal van Bougainvillea se aftreeoord. En dan DV volgende Sondag na die 10:00 erediens se afspraak vir huisbesoek vir lidmate van DW1, MO1, P2 en PH wat nog nie nou die dag die afspraak kon bywoon nie. Vreugdevolle verjaarsdae vir die volgende lidmate wat van 3 tot 9 Mei op die onderskeie datums hulle verjaarsdae vier. Wilna van Geer vandag, die 5de Lucy Boysen en Martie Visser, die 8ste Mei Mariana Miller en broeder Dani van der Walt Junior. En ons vra u voorbidding vir die volgende lidmate en daarmee saam vir almal wat met die gesondheid sukkel. Vir ingeval ons per abuis iemand nie pertinent noem nie. Johan Myntjies, wat oor 'n baie lang tyd ernstig siek was, vanoggend saam met ons is. Hy moet die 7de Mei weer 'n operasie in Montana Hospitaal ondergaan. Ons bid om die seën van die Here. Broeder Willem Oesker, die hoeveelste operasie? Hy is tuis gewees die week en net na sy tuiskoms die volgende dag van dokters berig ontvang dat hy terug moet gaan na hospitaal toe en hy is in isolasie en mag die Here hom bewaar. Suster Lia Kroukamp, 'n bejaarde suster, is in Kam de Boekeer Lodge opgeneem waar sy versorg word en vir haar meisiekind baie sterkte en seën. 'n Simpatienota gerig aan Suster Moetsie Du Plessis, wie se niggie in die dae wat verby is, oorlede is. As jy 'n dankoffergawe na die erediens kan afdra, word dit afgesonder vir die deputate jeugsorg van die GKSA. Gemeenteaktiwiteite, 5 Mei, werkersforum om 8:00, die oggend gesamentlike admindiensgroep om 19:00, die 6de Mei katekisasie vir die hoërskoolkinders op die gewone tyd en plek, en die 8ste Mei 6:00 die oggend 'n mannemoment geleentheid, waarheen die broers hartlik uitgenooi word. Vir Zak en sy vrou, na die oorlye van jou mamma en die afhandeling van al die verrigtinge,
is ons die Here dankbaar dat julle rustig saam met ons kan erediens hou. Sterkte. Ons toetrede tot die troon van die almagtige God is nie sommer iets wat ons, kom ons sê, opstaan en doen nie. Dit is die troon van die Almagtige. 'n Mens kom stadig nader. En dit doen ons vanoggend met lied 260 se woorde. Strofe 1, 2 en 6. En daarna die wotum en die seën van ons Here, lied 260. En ek sê, ooreenkomstig Psalm 125, die wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg, wat nie wankel nie, maar wat altyd vas bly staan. En daarom te bely soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy kinders, nou en vir altyd. En daarom, kinders van die Here, genade en vrede vir julle elkeen, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste een wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons loof die Here, nou dat hy ons ook gegroet het met 'n seën. Psalm 145, die Tosisberuiming, strofe 1
10 en 12. En ons bly sit terwyl ons dit van harte sing. Ons doen met vreugde belydenis van ons geloof en daarna gaan ons ook stil rustig, aandagtig die Here se wet aanhoor. Die apostoliese geloofsbelydenis sê in u hart en in die gemoed met my saam, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En in die naklank van ons belydenis, die stippellyne op die pad van die lewe ingeverf deur God Almagtig, sy wetswoorde aan sy kinders. Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en wat my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. En jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk, alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, jou bees, jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder en doen dit soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slawe, sy slavinne, sy beeste, sy donkies of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons loof die Here nadat ons geloof kon bely en sy wet kon hoor met die lofpsalm, Psalm 146, die toesesberuiming, strofe 1 en 4 en daarna bid ons saam. Ons roep die Here aan in gebed. Wat 'n genade, Vader in die hemel, dat ons die liedskat van die kerke, die psalmlied, soos pas kon sing. Die ryke stof, die wyse waarop U ons bedien, U wat U beloftes hou, U wat altyd dieselfde is, in U trou en goedheid. U naam op ons lippe, elkeen afsonderlik en U gemeente saam, want ons weet, U lewe, ons glo dit. En ons wag, dat U ons bedien.
met u woord, u waarheid, ingeskryf van vroegtyd af en aangegee tot in die moderne tyd. Lei ons Here om diep in te kyk in Johannes 15. Bedien ons uit genade. Praat met ons, vermaan ons, hou ons vas, troos ons, skenk bemoediging. So vra ons, Here, as u kinders, seën hierdie erediens en alle eredienste oor die hele aarde in waarheid, om Jesus ontwil. Amen. Die Here aan die woord, geliefdes, en daarna 'n menskind aan die woord met die uitleg en toepassing van die Here se woord. Johannes 15, die 83 vertaling, vers 1 tot en met 8. Met vers 1 en die samehang van vers 1, 2 en 3 en die verse eenheid vereer my aandag. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy of sy weggegooi soos 'n loot en hy of sy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende Here. Die teks, boodskap of tema na aanleiding van Johannes 15 vers 1 is die ware wingerdstok en nietige lote. Hoor die teenstelling, die ware wingerdstok en nietige lote. Ek is, sê Jesus in Johannes 15 vers 1. En ek weet jy weet dit, maar kom ek sê dit, op ons ou aarde het die Here Jesus meer as een keer gesê, ek is. Nie, ek sal wees nie. Ek is. En in Johannes 15:1 sê hy, ek is die ware wingerdstok. Let goed op, nie ek is 'n wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok. En geliefdes, neem dit saam huis toe en weet, dit
is een van Jesus se mees diepsinnigste uitsprake. Gaan kontroleer dit maar. Suster en broer, jong mens en kind. As ek mag, wil ek vra, lees Johannes 15, 1-8, oor en oor en oor en nog 'n keer. Lees hierdie verse nie net oor en oor nie, maar beleef wat Jesus sê. Juig oor wat hy sê. Bely openlik oral waar u gaan, dat wat Jesus sê die waarheid is. Maar daar kom iets by. Verlustig u in die feit dat elke wingerdstok, en daarom ook die ware wingerdstok, lote het. Want sê Jesus, ek is die ware wingerdstok. En jy, my kind, is 'n lootjie. Daar's die evangelie. Ek is die ware wingerdstok, sê u en my verlosser. Maar daar hou hy nie op nie. Hy sê, u is 'n loot aan hierdie ware wingerdstok. Johannes 15, vers 1-8. Verse waarheid wat praat van innige verbondenheid. Verse wat praat van onlosmaaklike eenheid. Verse wat praat van 'n absolute lewensverbondenheid. Wynstok en lote. En geliefdes, dis 'n diep verborgenheid wat moeilik verduidelik kan word. Die hele saak van wingerdstok en lote, maar die beeldtaal waarin die Here Jesus praat. En as jy weer 'n keer in die wynland kan reis, sal jy opnuut verstaan. Die trosse talle vrug, nie aan die wingerdstok nie, maar aan die lote. U in Christus en Christus in u. Ek is die ware wingerdstok en in my, sê Jesus, die lote, 8 verse in u hand, die waarheid in u hart, die evangelie van dat u en ek oorgeplant is, ingeënt is, ingeplant is, mag lewe. Nie op onsself nie, maar uit die wingerdstok. En daarom die immer blywende stille werklikheid wat van dag tot dag en tot die volgende dag en elke dag in 'n kind van God se lewe 'n werklikheid is en voortduur. Die wingerdstok Jesus en ek 'n lootjie. Elke dag. In en by mekaar. Ek en u en ons lewe
lewensgewende verlosser. Ek is die ware wingerdstok, sê hy. En nou sit terloops. Voor ons verder gaan, broer en suster, kinders, hoe beleef u prakties u eenheid met die Here Jesus? Hoorie wat vra ek? Want 'n mens kan nie 'n looitjie wees op jou eie en as jy die wingerdstok nodig het, dan wil jy deel van hom wees nie. Het werk nie so nie. Een wingerdlooitjie los van die wingerdstok, verlep in 'n paar minute. Hoe beleef u prakties u eenheid met die Here Jesus, wat die ware wingerdstok is? En nou sal u vra, maar hoekom vra ek? En dan sê ek, as ek so vra ek daarmee saam, mag ek met u deel waar dit vandaan kom, dat Jesus sê, ek is die ware wingerdstok. Dit breek 'n stuk waarheid aan ons oop. Ek wil vra, kom ons maak seker, wat bedoel Jesus met die spesifieke Johannes 15 vers 1 se ek is uitspraak? Wat bedoel hy? Wat wil hy sê? Waar kry hy hierdie beeld? Om dan vir u te sê, die wingerdstokbeeld is ingeskryf op Ou Testament bladsye. Ek noem 2 verwysings wat jy kan gaan lees, Jesaja 5:1-7, Jeremia 2:21. En jy sal daaruit raak lees, Israel, die godsvolk, word vergelyk met 'n wingerdstok wat die Here self geplant het, maar die wingerdstok het verander in onkruid. Die wingerdstok het wild gegroei. Die wingerdstok het 'n bossie geword. Gaan lees Jesaja 5 en Jeremia 2. Maar dan wil ek u nooi, gaan lees ook 'n keer weer Psalm 80. En as jy deur Psalm 80 lees, sal jy agterkom, die psalmdigter vergelyk die kerk met 'n druiwestok. En daarom, Psalm 80 roer 'n mens se hart om baie redes, want Psalm 80 is 'n klaaglied. Jy sal in Psalm 80 baie pyn en teleurstelling lees, dis aanvoelbaar. In Psalm 80 smeel die woede van die Here, waaroor? Oor sy volk, sy wingerdstok, wat hom teleurstel. Hulle is in ballingskap. Die wingerdstok in ballingskap. Maar Psalm 80, luister aandagtig na vers 15, Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm u weer. Oor wie? Luister mooi, sê die psalmdigter, ontferm u weer oor hierdie wingerdstok van u, wat so wild groei.
Neem hom weer onder u sorg. Psalm 80. Dit is tog die Here se wingerd wat hy met moeite ontwikkel het. Hoe kan hy dit nou verwoes laat lê? Met ander woorde, broer en suster, die volk Israel, God se volk, word in die Here se woord vergelyk met die druiwestok volk. En hy ruk hulle uit Egipte en hy plant hulle oor in die beloofde land. Strofe 3 in die Psalmboek. Hoor hoe sing die druiwestok? U het vir ons 'n land berei, ons uit Egipte uitgelei. U het ons uit die verre land as wingerdstok hier in Kanaan oorgeplant. En dan strofe 5, u wingerdstok versorg dit weer. U het dit self gekweek, o Heer. Die Israel volk, die wingerdstok, groei wild. Die Psalm, Here plant ons oor. En hy doen dit. Maar nou, terug by Johannes 15. Wat was die doel van die Israel volk wat met 'n druiwestok vergelyk word? Sien dit raak, broer en suster, en juig daaroor. Die Israel volk was die draer van die ewige ware druiwestok van hom wat in ons oggendteks sê, nie ek is 'n wingerdstok nie, maar ek is die ware wingerdstok. Die Christus, uit hierdie wingerdstok gebore, wat die Here God eers in ballingskap laat wegvoer en hom uithaal en oorplant in die land van melk en honing. En uit hierdie wingerdstok kom die ware wingerdstok, die Here, die Verlosser. Die Here Jesus wat vir jou sê, jy moet in my bly, soos ek in jou. Leef jy alleen? Groei jy alleen? Is jy op die eie? Groei jy wild? Jy moet in my bly, soos ek in jou. Verstaan dit so? Die wingerdstok kan nie in die loot wees. Die wingerdstok kan onmoontlik sy sap en lewe na die loot deurgee as die loot nie in hom die wingerdstok is nie. Die werklikheid van Christus in u en my, immer blywend, welwetend, daar is tog soveel dinge wat skeiding tussen u en my en Christus maak. Ons groei so graag wild. Ons groei so graag op ons eie. Jy moet in my bly,
soos ek en jou, sê Jesus. En jy weet, saam met my, sommige van die skeidingsdinge is so subtiel in ons lewe, nê, wynstok en lote. Maar hou daarom vas, dis nie 'n losse verhouding nie, dis nie 'n af en toe emosionele ondervinding nie, inteendeel, elke dag in die wynland van die lewe, wynstok en lote. Elke dag in die wynland van die lewe. Loetjie, waar kry jy jou krag? En nou wil ek die aandag op nog iets vestig. Wynstok en lote, en in die verse staan, die Vader is die boer. Of as jy wil, hy is die landbouer. En God die Vader kyk nauwlettend na ieder loetjie, en hier kom dit nou, hy snoei af, of hy snoei reg. Twee verskillende woorde. Afsny is nie snoei nie, en snoei is in die Here se woord nie afsny nie. Loetjie aan die ware wingerdstok. As jy die Here Jesus nie as die ware wingerdstok bely nie, die sterk woord afsny, dan word jy weggevat, jy word doodgemaak, jy word vuur maak hout. Maar nou liewe loetjie, jy kan vir my sê, Pieter, ek leef uit die ware wingerdstok dag en nag. Maar daar is tog 'n wildheid in my. Ek dien so baie wat die loetjie nie moet doen nie. Ek is aan die ware wingerdstok, maar as ek my kom kry, dan leef ek uit myself. Dan doen ek wat ek wil, en ek sê wat ek wil. Loetjie, voel dan die snoeisker van die Vader. Hy sien daardie nik van jou. Hy sien daardie wil van jou wat uitbreek kant toe. En hy sny jou nie af nie. Sal jy dit onthou? Hy snoei u reg. Want die oorspronklike woord vir reg sny of snoei beteken om skoon te maak, om terug te sny, om te versorg. Het die Here dalk in die week wat verby is aan jou gesnoei?
Jy het gesê, maar Here, ek is dan die kind. Ek leef uit die genade. Maar het U dan saam met my vergeet, ons is nie volmaak nie, nee. Die snoei is die boer se liefde. Want broer en suster en kinders, snoei laat groei, vra vir enige landbouer. Ons in die stede snoei jou rose vir een seisoen nie en kyk hoe wild en de mekaar. Maar dit bly 'n roos. Is die landbouer dalk besig om jou terug te sny, skoon te maak? Hy is besig om jou te versorg. En natuurlik, die snoeiskermerk maak seer. Maar dit laat groei. Daarom moet ek vir u vra, is u in Christus? En is Christus in u? En so in die hande van die meester snoeier en dan wat sien die boer, die hemelse Vader, as hy na u lewe kyk? Hoor mooi, mag ek sê, en ek wil dit nie verkleinerend stel nie, wat sien die hemelse Vader as hy na my lewietjie kyk? My looitjie lewe? Dan sien hy vrug. Vrug van dankbaarheid. En dan sê 'n menskind soos u en ek, 'n loot in die wingerdstok, so groei ek looitjie in die wingerdstok, so lustig, ek groei deur God se genade. En in my lewe, ja, baie snoeimerk. Maar dank die Here, geen afsnymerk. En loop hy deur die wingerd, dan sien hy edele vrugte. Omdat hy gesnoei het. Want hoor, as daar 'n vrot korreltjie is, snoei hy dit uit met sy vaderhand. En daarom u en ek vanoggend met dankbaarheid te kan sê, dankie Vader dat u my regsny en nie afsny nie. Al is u snoeimerk eina seer, weet ek,
Dit is sodat ek meer vrug kan dra. En Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en u een vir een die lote. O Here, ek voel my sterk aan u verbonde. U redding meld ek elke stonde. Dankie dat u oor my begaan is. Want die Here, ek groei so maklik skeef. So maklik. Dankie dat u oor my begaan is, looitjie in die volgang van die lewe. Stewig vas aan die ek is wingerdstok. Tot u lof, o Here. Amen. Kom ons dank sê. Voor u aangesig, Vader in die hemel, kniel ons laag en diep. U het gesê en ons sê amen. U het laat verkondig en ons jubel daaroor. U dank te sê dat ons deur u genade in ons Here Jesus Christus ingelyf is. Van voor die grondlegging van die aarde. Lei ons Here om te verstaan dat die lote aan die wingerdstok gesnoei moet word. En u snoeiwerk beleef ons soms as 'n beproewing, as swaar kry, as 'n stuk sonde in ons lewe. Maar uit genade kap hy ons nie af. Maar o God en Vader, is u fyn sensitief met ons besig. Soos 'n pa met sy kind. Ons loof u daarvoor en ons vertrek van hier met blydskap, ondanks ons omstandigheid. Want aan die wingerdstok, o Here, is ons blootgestel aan die son en die wind en die storm en die haal. Maar die edele vrugte uit genade in die lewe van 'n nietige mens. Die vrug van blydskap, vrede, barmhartigheid, liefde. Omdat u gesnoei het. O God, is die vrug van eie willigheid en hardkoppigheid en halsstarrigheid nie meer primêr in ons lewe nie. Leer ons Here om u te dank vir snoeimerke
soos entmerke op ons hart. Dankie vir die ek is die ware wingerdstok uitspraak, waarin ons vanoggend kon verlustig. Ons bid vir mekaar, Here, soos ons ook vroeër vanoggend gesê het, baie wat siek is, swaar kry, bejaarde ouers moet versorg, in die hospitaal is, in en weer uit en weer in. Ons gebed vir die al hoe groter, groeiende getal bejaardes in hierdie bruidsgemeente, met dit wat dit inhou, dit wat dit beteken. En ineens die dank te sê vir elke jong mens en kind in die erediens vanoggend. En juist dan, Here, U te dank dat ons in die dae wat verby is, Werkersdag kon vier, en dan loof ons U vir elkeen wat in die arbeidsmag 'n werk het om môre na toe te gaan. Gedagtig aan die groot persentasie werklooses. Ons dank U ook vir hulle, Here, wat oor jare elke dag hard gewerk het en nou 'n ander fase van hulle lewe in aftrede mag beleef. Sien die kinders môre by die skool, die student by die klas, hulle wat onderrig gee en ontvang. Wees hierdie gemeente genadig. Maak ons soos 'n helder skynende lig op 'n berg. Suurdeeg vir die gemeenskap en vir mekaar. Met blydskap en vreugde. Met jubeling, Here, vir 'n broer wat die roeping as ouderling opgevolg het. Met dankbaarheid vir Piet en Urina Buitendag Terksen wat gister in die huwelik bevestig kon word. Dankie vir Julian en Anneke wat 'n week gelede in die huwelik bevestig is en met blydskap saam met ons aanbid vandag. Die op en die af van die lewe. Wingerdlote geanker aan die kruishout van Jesus Christus. Skenk ons 'n ware Sabbat van rus, van sonde en ongeregtigheid, verkoop ook ons liggaamskragte. En hou ons hand vas in die lewe. Ons gebed om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en 2 strofes van Psalm 119 sing. Strofe 22 en 26. Daarna die uitstuurseën van ons Here en dan ons Amenlied, Skrifberuiming 20:2 se 7de strofe.
ontvang die Here se seën en gaan sit hierdie erediens voort in die volgang van die nuwe week. Geliefdes, die onverdiende goedheid van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.